Baie welkom by ons erediens. Vandag is Triniteitssondag. 'n Dag wat ons terugdink, vorentoe kyk en ook hier teenwoordig is en mekaar herinner aan wie God is. Die God wat van die begin van skepping af reeds daar was. Die God wat weer sal kom, maar ook hier by ons teenwoordig is. Die drie-enige God. Ons het laasweek met ons Pinksterfees mekaar herinner aan die feit dat Pinkster nie net oor die Heilige Gees gaan nie, maar oor God drie-enig, wat sy Gees vir ons uitgegiet het, vir ons gestuur het, om saam met ons te leef. Immanuel, God met ons, nie net deur Jesus Christus nie, ook deur sy Gees, is God hier by ons. Vandag, met Triniteitssondag, vier ons dit. Vier ons die drie-enige God. Want dis hoe God homself aan ons kom openbaar. Ek lees graag vir ons uit Jesaja 40, vers 25, wat sê: Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Hierdie groot, heilige God kom groet ons en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die God wat van begin van tyd af reeds daar was. U het geskep. U is vandag steeds hier. U herskep elkeen van ons se lewens voortdurend. Ons weet dat U weer sal kom. Weer die wêreld sal herskep. Weer sal nuut maak. En vandag besef ons dat ons as mens maar eintlik klein is. Wanneer ons dink aan die woorde van Jesaja, weet ons, U is die God wat selfs die sterre elkeen op sy plek sit. Ons dankie Here vir wetenskap wat vir ons kom wys hoe groot U skepping is. Here, ons weet dat ons nog nie naastenby eers kon ontdek deur die wetenskap en deur alles wat mense navors hoe groot die skepping is nie. Hoe ver die sterre strek. Hoe diep die see en al sy skepings daar binne is. En steeds kies U om elkeen van ons op U naam te ken, te weet wat in ons lewens aangaan. U kies om in verhouding met ons te leef. Here, en dan word ons gevul met 'n gevoel van kleinheid, van bewondering, want ons weet, ons kan nie werklik begryp hoe groot en almagtig U is nie. So wanneer ons uit die woord uit gaan lees, help ons Here om in stille verwondering te leef, verwondering oor die grootheid, verwondering oor hoe U elkeen van ons sorgvuldig aan mekaar gewewe het, hoe U die wêreld geskep het. Help ons Here om in ons stilte, in ons verwondering, dan ook dieper te groei in ons verhouding met U. Juis omdat ons weet, U is die een wat dit alles gemaak het. Lei ons deur die Gees, breek U self vir ons die woord oop. Amen.
Ons skriflesing vir vandag is 'n boek in die Bybel wat vir jou nie moeilik is om te vind nie. Heel eerste boek in die Bybel, Genesis. En ons lees van hoofstuk 1, vers 1 tot hoofstuk 2, vers 3. Dis 'n taamlike lang teks, maar ek nooi jou om saam met my op te let na die verskillende intriges van wat eintlik hier afspeel. Kyk of jy iets kan raaklees wat jy nie voorheen al raak gelees het nie. Lees saam met my Genesis 1 vanaf vers 1 af. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak en hy die water wat onder die gewelf was geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. God het die gewelf hemel genoem. En dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitspruit, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is, en dit was aand, en dit was oggend, 'n derde dag. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens, en vir vaste tye, en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf, om lig te gee op die aarde. Dit het toe so gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en nag, en om skeiding te maak tussen lig en die donker. God het gesien dat dit goed is, en dit was aand, en dit was oggend, 'n vierde dag. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens, en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot see diere geskep en al die lewende wesens wat rond beweeg, waarvan die water wemel, en alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer, en vul die water in die see, en laat die voëls meer word op die land. En dit was aand, en dit was oggend, 'n vyfde dag. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring, volgens elkeen se aard, makdiere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard. Dit het toe so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde
en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, en vir al die voëls van die hemel, en alles wat rondbeweeg op die aarde, waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed, en dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarbey hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het, deur dit te maak. Tot sover lees ons vandag. Wat 'n ongelooflike ryk beeld wat ons hier vind oor die skepping. Nie net die skepping van die aarde nie, maar die kosmos, die heelal wat God geskep het. Het jy al ooit gewonder hoe dit kan wees dat ons hierdie verhaal so in die begin van die Bybel het? Wie het dit neergeskryf? Ons lees dat op die 6de dag is die mens gemaak. Hoe kan dit wees dat ons weet wat op dag 1 tot 5 gebeur het? Wie het dit neergeskryf? Waar kom hierdie teks vandaan? Ek het al daaroor gewonder. Verlang in my lewe was dit 'n baie groot vraag. Waar kom hierdie teks vandaan? As ons Genesis 2 verder lees vanaf vers 4 af, dan kom ons vinnig agter, daar is 'n ander skepingsverhaal wat baie meer in diepte verduidelik word, waar die mens vroeër geskep is, eerder as op die 6de dag. Daar lees ons van die vrug wat Adam en Eva geëet het. Daar is ander intriges wat afspeel. Wat maak ons van hierdie twee verskillende skepingsverhale? Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my in te beweeg, in 'n oomblik van tyd in, nie noodwendig hierdie skepingsverhaal nie, maar in die tyd van ballingskap in, waar die volk van God, wat hy gekies het om 'n pad mee te stap, waar hulle in Babylonië sit, in ballingskap. Ek nooi jou om jou moderne skoene spreekwoordelik uit te trek en jou sandale aan te trek. Sandale wat jy waarskynlik in daardie tyd sou aantrek. Dit is die jaar 586 voor Christus. Dinge lyk anders as die wêreld wat ons nou ken. Ons beweeg dieper in die jaar 586 voor Christus in, en ek en jy is hier tussen die ballinge, die volk van God wat uit die beloofde land uit weggeneem is. Ons is hier tussen die slawe wat in Babylonië leef en werk. Ons kyk rondom ons
En ons sien hierdie groot geboue, hierdie land wat soveel mag en geld het. En ons is so 'n bietjie in verwondering. Hoe kan dit wees? Hulle aanbid tog nie die ware God nie. Maar hulle het mooi goed. Hulle het baie mag. Hierdie mense rondom ons het goed wat ons nie eers oor kon droom nie. Ons is weggevoer uit ons eie land uit, weg van Jerusalem. En boonop hoor ons so onlangs soos 2 weke terug dat hulle ons tempel daar in Jerusalem afgebreek het. Hierdie Babiloniërs wat hier rondom ons is. Hulle leer het ons tempel gaan afbreek. Die plek waar ons God aanbid het, bestaan nie meer nie. Die laaste bietjie mense wat daar in Jerusalem oor is, wel oor was, word nou hier na ons toe gebring. Hulle is op reis hiernatoe. Hoe verwoord ons vir mekaar wie ons God is? Wanneer ons al hierdie goed rondom ons sien en eintlik so 'n bietjie in verwondering leef, hoe sê ons vir mekaar wie God is? Maar belangriker nog, hoe sê ons vir hierdie mense hier rondom ons wie die God is wat ons aanbid? Want het julle gesien, hulle het verskillende gode. Hulle het verskillende gode wat hulle aanbid. Daar is Marduk, hulle hoofgod, wat hulle sê die skepping gevorm het. Deur oorlog te maak, het hy die god van chaos verslaan, en daarom is daar nie meer chaos, maar daarom is daar die skepping. Het julle gehoor dat Ishtar, of ook genoem Inanna, hulle god van liefde is? Hulle aanbid haar, want wanneer hulle haar aanbid, glo hulle, gaan hulle vrugbaar wees. Gaan hulle liefde hê. Het julle gehoor, Nabu is hulle god van wysheid en kennis. Hulle aanbid vir Nabu, want deur hulle wysheid en hulle kennis kon hulle al hierdie wonderlike goed bymekaar maak. Nabu het dit vir hulle gegee. Nog meer, Shamash, hulle god van reg en geregtigheid, aanbid hulle. En daarom sê hulle, was dit oukei om ons volk te verslaan. Reg en geregtigheid het daar plaasgevind. Maar ons weet hulle het nie ons God verslaan nie. Ons weet dis nie waar nie. Ons het nodig om vir hulle te vertel wie ons God is. Weet julle, ek is so dankbaar dat ek julle het, dat ons mekaar oor die eeue heen nog kon herinner wie ons God is. Ons weet van die begin van tyd. Ons het mekaar nog deur die eeue heen vertel wie ons God is. Ons weet dat ons God die skepper God is. Ons weet dat ons God die lewende God is met wie ons in verhouding leef. Hy het aan Abraham dit kom openbaar, aan sy seun Isak, aan sy seun Jakob, deur die eeue heen. Vir Moses daar in die woestyn. Ons herinner mekaar so gereeld aan wie ons God is. En daarom is ek dankbaar vir julle, dat ons saam kan praat en mekaar deur die eeue heen kan vertel wie ons God is. Maar julle, ons moet iets mekaar kan verwoord oor wie God is. Wanneer ons dink nou aan die jaar 586, waar hulle ons tempel in Jerusalem afgebreek het, die plek waar ons God aanbid het.
En daarom is ek so bly, die priesters en die skrifgeleerdes kom by mekaar. Hulle is besig om iets te verwoord van wie ons God is. Ja, die priesters en die skrifgeleerdes is besig om neer te skryf wie my en jou God is. Hulle is besig met die skepingsverhaal. Besig om te verwoord dit wat ek en jy lankal weet, dit wat ek en jy lankal vir mekaar vertel. Hoor dag 1 skei God die lig van die duisternis, dag en nag. Maar luister mooi, ons God, die Skepper God, het nie nodig om oorlog te voer, soos hulle maar doek, om die skepping in orde te bring nie. Nee, ons God spreek, en daar's lewe. Let mooi op, ons God het nie 'n son of 'n maan nodig om dag en nag te maak nie. God sê, laat daar lig wees, en daar is lig, en hy skei die lig van die duisternis. Maar eers op dag 4 word son en maan geskep. En die sterre en alles wat in die hele kosmos is. Op dag 1 is God self reeds die lig. En skei God die lig van die duisternis. Dag 2 skei God die waters van mekaar, die hemelruim en die see. Daar wys God vir ons weer, hy is die Skepper God. Nie maar doek soos hierdie mense hier rondom ons glo nie. God bring orde. Op dag 3 laat God die droë grond verskyn in plante en bome wat saam met dit groei. Elkeen wat sy eie saad dra, sodat hulle kan voortbestaan. God se skepping begin doel kry. En dan is daar dag 4, waar God die son en die maan en die sterre in die hemelgewelf plaas. Dag 5 vul God hierdie hemelgewelf en die seegewelf met voëls in die lug en visse in die water. En op dag 6 skep God die land, diere en die mens. Julle moet mooi luister hier. Dag 1 is lig en duister. Dag 4 kom gee God die son en die maan en die sterre om dag 1 te kom aanvul. Let mooi op, in die teks lees ons nie van die son en die maan nie, maar van die groot lig en 'n kleiner lig. Juis om dit duidelik te maak, God is nie afhanklik van 'n songod en die maangod nie. Nee, God is die lig bo dit alles. En hy skep die son en hy skep die maan om lig te bring, te heers hier in die dag en in die nag, juis om lig en donker van mekaar te skei. En ons kyk na dag 2, is dag 5 eintlik langs aan hom, want dag 2 sê God skei die waters van mekaar, die hemelruim en die aarde. En daar is hierdie gewelf tussen hulle, want hy skei dit, en dag 5 kom vul hy die hemelgewelf met die voëls en die see met die seediere. Dag 3, wanneer ons praat oor God wat die droë land maak en die plante en die bome, staan langs dag 6, waar God die landsdiere skep om juis van hierdie vrug te kan eet, hierdie kos te kan gebruik en oor die aarde te kan leef en te kan vermeerder. En saam met die diere
skep hy dan ook die mens. En hy sê vir die mens, jy is in my beeld geskep. Gaan jy en wees vrugbaar. Gaan jy en heers oor die voëls in die lug, die diere in die see en al die diere wat op die aarde leef. Kan julle hoor, ons God is groter as hierdie gode rondom ons. Hierdie gode wat hierdie mense aanbid. My en jou God is die skeppergod. Die God bo alle gode. Trek weer jou moderne skoene aan. Sit vir 'n oomblik jou Babyloniese sandale eenkant. My en jou God is die God wat alles gemaak het. Genesis 1 is vir ons hierdie verhaal van waar mense vir mekaar verwoord het wie God is. In 'n tyd waar hulle vervolging beleef het, in 'n tyd wat aansienlik uitdagend was, maar steeds kry ons hierdie beeld van ons God, die God wat ek en jy aanbid, die God wat ons laasweek oor fees gevier het, die drie enige God, is die God wat alles gemaak het. Ja, vir my gemaak het en vir jou gemaak het, en nie net ons hier laat staan het en gesê het, gaan leef en wees meer nie, nee, hy het orde kom skep. Waar daar chaos was, het God kom lig van donker skei. Uit niks uit het hy alles gemaak. Maak dit vir ons saak hoe lank dit spesifiek in die geskiedenis kon neem? Was 'n dag in daardie tyd 'n dag soos wat ons dit vandag ken? Ons weet nie. Ons was nie self daar nie. Maar is die vraag, hoe het dit presies in mekaar geval? Hoe het dit presies in mekaar plaasgevind? Of is die groter vraag, wie is die God wat dit alles so gemaak het? Wie is die God wat orde gebring het? Wie is die God wat lewe gespreek het? Verseker nie Marduk nie. Verseker nie enige ander God wat in die wêreld vandag nog aanbid word nie. Die God wat alles so sorgvuldig aan mekaar geweef het. Wat my en jou aan mekaar geweef het. Daardie God is die drie enige God. Wat sonder die son of die maan of enige ander sterre kon lig maak. Dit is vir ons onbegryplik. Onbegryplik om te kan dink hoe God alles gemaak het. Dit is vir ons selfs onbegryplik om te verstaan dat God drie-enig is. Vir baie mense is dit 'n baie moeilike konsep om te verstaan dat God drie is, maar een is. Wat Genesis 1 vir ons kom sê is, dit gaan nie daaroor dat ek en jy 'n begrip moet hê, 'n volle begrip moet hê van wie God is nie. Want dan kan ek en jy God vasvang en dan kan ons dit maar eintlik geskep het. Want as ons dit alles ten volle kan begryp, dan kry ons 'n mag bo dit alles. Maar God kom sê vir ons, ek stel jou aan. Leef en heers oor hierdie skepping. Want jy is na my beeld geskape, man en vrou. Jy die wysheid.
Nie ander gode wat jy eers moet aanbid om dit vir jou te kom gee nie. Nee, ek gee dit vir jou. Jy het die wysheid en die insig om oor my skepping te kan heers. Wees verantwoordelik daarmee. Vandag is Wêreldbiddag vir ekologie. So mooi dat Triniteit Sondag en Biddag vir ekologie bymekaar uitkom. Want God sê hy stel ons aan oor sy skepping. Ons moet verantwoordelik daarmee omgaan. Maar ons kyk na die wêreld rondom ons en ons sien God se skepping kry swaar. Ons verbruik meer as wat ons nodig het. En dan gooi ons die res weg. Ons koop meer as wat ons nodig het en dit raak dan vrot. Ek wil nou juis 'n oomblik gee waar jy, daar waar jy ook al is, om 'n oomblik te neem en te bid vir God se skepping, waarvan ek en jy deel is, maar nie al is nie. Kom ons bid saam vir mekaar, dat ons beter na God se skepping sal kyk. Kom ons neem 'n oomblik daarvoor. Op dag 7 kom leer ons, het God gerus. Of die dae presies soos ons daar was, weet ons nie, en maak dit ook nie saak nie. Wat dit ons welkom leer, is daar is 'n oomblik van rus. Soos hierdie skepingsverhaal geskryf is, leer ons, op die 7de dag het God gerus. Let op, die mens is op dag 6 geskep. Die mens se eerste dag, eerste volle dag op aarde, was om te rus by God. Om tyd saam met God te spandeer. En God het hierdie dag as rusdag geheilig. My en jou lewe is veronderstel om by God te begin. Hierdie skepingsverhaal kom maak dit vir ons duidelik. God is ons begin. Nie net ons begin nie, maar die wêreld se begin. God drie-enig. Johannes 1 kom herinner ons so mooi, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die skepper God, die God wat lig is, die God wie se gees oor die aarde beweeg het, steeds beweeg, en altyd sal, dit is my en jou God. Ons hoef nie alles van God te begryp nie.
God kom openbaar hom stukkie vir stukkie aan elkeen van ons. En al wat ons kan doen is om in verwondering te leef oor hierdie groot God, my en jou God, wat gekies het om nader te kom, gekies het om tussen ons te kom leef as mens, aan die kruis te sterf en op te staan uit die dood uit, sodat ons in 'n lewende verhouding met hierdie God kan leef, ons Vader. Ek wil jou nooi, Louis Giglio het op 'n tyd 'n video gemaak, ek dink in 2008, dis al 'n wyle gelede. Die video se naam is Indescribable. En jy kan sommer op die internet iewers dit gaan intik en jy sal gedeeltes daarvan ontdek. Gaan kyk 'n bietjie hoe groot is ons aarde in vergelyking met die skepping. Mag dit jou help om in verwondering te leef oor die grootsheid van God. Mag dit jou herinner dat God jou kies en met jou in 'n verhouding wil leef. God het jou aangestel vir sy skepping. Hy het gesê, gaan leef, gaan woon en werk en word baie tot eer van sy naam. Amen. Here ons God, ons is in verwondering. Ons is in verwondering oor die groot skepping. Dat U deur te spreek, dit alles, elke ding op sy plek gesit het. Here, ons is jammer vir die kere wat ons dit oor onsself laat gaan. Vir die kere dat ons toelaat, dat ons in ons eie gedagtes so groot raak en die taak van heers oor die skepping so ver vat dat ons baie keer dink ons is God. Dat ons mag oor goed wil uitoefen, waaroor ons nie veronderstel is om mag te wil uitoefen nie. Jammer, Here, dat ons nie altyd na U skepping kyk tot eer van U naam nie. Lei ons om volgens U beeld na U skepping te kyk, op dit te leef, te onderhou, werksaam te wees, soos wat U na U eie skepping kyk. Mag ons al meer en meer na U beeld gelyk word, soos Christus ons kom wys het om te doen, sodat ons na hierdie kosmos kan kyk, dit kan waardeer en kan onderhou. Ons bid dit in groot afhanklikheid van U. In die naam van Jesus bid ons dit en vra ons dit van U. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om in God se skepping te leef en te werk volgens sy beeld. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 31 Mei tot 7 Junie 2026. Wat Sondag 31 Mei betref, is dit Leefkerk om 5:00 in die kerksaal gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Woensdag 3 Junie. Kom ons kyk na die getuienisbediening se sop, brood en boodskap uitreik. Hulle moedig die gemeente aan om te volhard in hulle deelname aan ons projek waar ons 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. Klub 50 het 'n bingo oggend, sien gerus die agterblad vir besonderhede.
Daar is 'n blokbyeenkoms om 6:00. Dit is blok 25, Seegenot tot Tergniet Hoogte, blok 26, Tergniet Oos en blok 27, Tergniet Wes. Dit vind plaas by Maya Wagner in Lukhoffstraat 2. Kontak gerus vir Johan Pretorius by 081 378 3574. Daar is ook 'n kooroefening by die orgel om 4:15. Kontak gerus vir Marida by 082 471 0751. Dit was alles Woensdag 3 Junie. Sondag 7 Junie 2026 word die erediens om 10:00 gelei deur Dominee Leon Cronje. Dit is ook die biddag vir blindes. Daar is kleuterkerk in die konsistorie, daar is kategese, daar is 'n spesiale offer by die deure vir Innovation for the Blind. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloofpreek om 10:00 is digitaal en die Leefkerk om 5:00 in die kerksaal word gelei deur Dominee Leon Cronje. Neem ook asseblief kennis dat die eredienstye skuif na 10:00 soggens tydens die maande van Junie, Julie en Augustus. Die gebedsgidse is beskikbaar in die voorportaal, dit is vir Mei 2026. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Die Bybelblokraai en die Bybelwoordsoek nommer 34, asook die antwoorde vir nommer 33, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Die blokindeling. Die nuwe blokindeling is nou beskikbaar in die voorportaal indien jy nog nie weet in watter blok jy val nie. Indien jy steeds onseker is, skakel gerus die kerkkantoor tydens kantoorure. Dis Maandag, Woensdag en Vrydag van 9:30 tot 1:30. Ons kyk na die bedieninge, die eiendomsbediening. Hulle sê baie dankie vir die geduld met die stukkende plafon. Foutopsporing is nou afgehandel en 'n kontrakteur is aangestel. En ons hoop om die herstelwerk binnekort af te handel. Die getuienisbediening. Met die koue winterseisoen op hande is daar groot nood vir duvet-ieners, komberse en duvet-oortreksels. Baie dankie by voorbaat vir u omgee vir ons oupas en oumas in Wolwedans. Dankie ook aan almal wat deelneem aan die sop, brood en boodskap uitreik. U oop harte word opreg waardeer. Kom ons kyk na die sopresep. Dit bestaan uit 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 'n blokkie aftreksel, 'n pakkie sop om gaar te maak. Roer jy net 3,5 liter water by die mengsel en kook tot dit gaar is. Jy kan dit skenk in die volgende 2 formate. Eerstens die droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of tweedens gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Neem ook kennis van die WhatsApp broadcast groepe. Ons wil graag die broadcasting in WhatsApp gebruik om alle gemeente en erediens inligting aan u te kommunikeer. Die gewone blokinligting sal nog steeds deur die ou groepe kommunikeer. Om broadcast boodskappe te ontvang, stoor asseblief die kerkfoonnommer op u foon. Stuur dan 'n boodskap na die kerkfoon om aan te dui dat u by die broadcast groep wil aansluit. Ons wil niemand verloor nie. En vir enige navraag, kontak gerus vir Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Cronje of vir Hendrik Simon, wat die kerkfoon hanteer vir die kommunikasiebediening. En daardie nommer is 073 319 9807. Maar onthou, die nuwe blokindeling is beskikbaar in die voorportaal indien daar nog onsekerheid is. Kom ons kyk na die webwerf van die NG Grootbrak gemeente. Webwerf baie maklik, nggrootbrak.co.za. Eerstens, erediensbediening. Jy kan daar die skakel kry na die YouTube erediens van 31 Mei 2026 deur Dominee Shanay Viljoen. Tweedens is daar die getuienisbediening, 'n kort oorsig van die naweek se 'n seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede ontbyt. Derdens die Bybelstudiereekse. Daar is skep asem vir vandag, dis 'n heerlike positiewe begin vir elke dag, en ook die weeklikse stof tot nadenke met die tema genadegawes.
En vierdens, die weeklikse afkondigings, asook lief en leed, is op die webtuiste, indien jy wil seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Shanae Viljoen en Dominee Leon Cronje. Ons adres is natuurlik Langstraat 10 in Groot Brakrivier en die belangrike nommer is die kantoorsin 044 620 2205. En ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.